Die Here het vir Moses gesê, beveel die Israeliete om weg te draai en kamp op te slaan naby Pi-hagirot, tussen Migdol en die see. Reg oor Baal-Sefon by die see moet julle kamp opslaan. Dan sal die farao dink die Israeliete het verdwaal en is deur die woestyn vasgekeer. Ek sal die farao weer koppig maak sodat hy julle agtervolg. En ek sal my mag laat geld teen hom en sy leer. Dan sal Egipte besef dat ek die Here is. Die Israeliete het die bevele uitgevoer. Toe die koning van Egipte die berig kry dat die volk vergoed weg is, het sy houding en die van sy amptenare teenoor die Israeliete verander. Die Egiptenaars het gesê, wat het ons aangevang, dat ons die Israeliete laat trek het? Nou is ons hulle diens kwyt. Die farao het sy strydwa laat inspan en sy leer saam met hom gevat. Hy het sy 600 beste strydwaans gevat, asook al die ander Egiptiese strydwaans, elkeen met 'n bemanning van 3. Die Here het die farao, die koning van Egipte, koppig gemaak, sodat hy die Israeliete agtervolg het. Maar die Israeliete het onder die beskerming van God verder getrek. Die Egiptenaars het hulle agtervolg, en al die strydwaans van die farao met bemanning en leermag het hulle ingehaal, terwyl hulle besig was om by die see kamp op te slaan, naby Pi-hagirot, reg oor Baal-Sefon. Toe die farao nader kom, sien die Israeliete skielik die Egiptenaars sit hulle agterna. Hulle het baie bang geword en benoud na die Here geroep. Hulle het vir Moses gesê, is daar nie 'n begraafplek in Egipte nie, dat jy ons saamsleep om in die woestyn te sterwe? Wat het jy ons aangedoen dat jy ons uit Egipte laat trek het? Ons het jou mos in Egipte al gesê om ons te laat staan, dat ons vir die Egiptenaars werk. Dis beter om vir hulle te werk, as om hier in die woestyn om te kom. Maar Moses het die volk geantwoord, moenie bang wees nie, staan vas. Kyk hoe die Here nou julle vandag gaan red, want soos julle die Egiptenaars nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. Bly maar kalm, die Here sal vir julle veg. Toe die Here vir Moses gesê, waarom roep julle so benoud na my? Sê vir die Israeliete, hulle moet verder trek, en jy, lig jou kierie op, steek jou hand uit oor die see, en kloof dit oop, sodat die Israeliete op droë grond kan deurgaan. Ek sal die Egiptenaars so koppig maak, dat hulle die Israeliete sal agtervolg. So sal ek my mag laat geld, teenoor die farao en sy hele leer, strydwaans en bemanning. Wanneer ek my mag laat geld teenoor die farao, sy strydwaans en hulle bemanning, sal Egipte besef dat ek die Here is. Die engel van God wat altyd voor die Israeliete uitbeweeg het, terwyl hulle getrek het, het nou agter hulle in plek ingeneem. Ook die wolkkolom wat voor hulle was, het agter hulle ingeskuif, tussen die Egiptenaars en die Israeliete. Aan die Egiptiese kant was dit donker, die wolk donker, en aan die Israelitiese kant het die nag verlig. Die hele nag deur het die twee groepe nie nader aan mekaar gekom nie. Moses het sy hand oor die see uitgesteek en die Here, daardie hele nag, die water met 'n sterk oostewind oopgekloof, of weggedryf, sodat die water oopgekloof en die see daar droog gelê is. Die Israeliete het op droë grond deur die see gegaan en die water het weerskante van hulle soos 'n muur gestaan. Die Egiptenaars het hulle agterna gesit, die farao se perde, strydwaans se bemanning, is almal agter hulle aan die see in. In die vroeë môre het die Here uit die vuur en wolkkolom afgekyk op die Egiptiese leer en verwarring onder hulle gesaai. Hy het die wiele van hulle strydwaans laat uitval sodat hulle skaars kon beweeg. Toe sê die Egiptenaars, ons moet wegkom van die Israeliete af, want die Here veg vir hulle teen Egipte. Maar die Here het vir Moses gesê, steek jou hand uit oor die see, sodat die water oor die Egiptenaars, oor hulle strydwaans en bemanning kan stroom. Moses steek toe sy hand oor die see uit. Teen dagbreek het die see teruggestroom oor sy bodem, en die Egiptenaars het hulle teen die water vasgevlug. Die Here het hulle deur die see laat meesleer.
Toe die water terugstroom, was die strydwaans en bemanning, die hele leermag van die Farao, wat agter die Israeliete aan die see is, toe onder die water. Daar het nie een van hulle oorgebly nie. Maar die Israeliete het op droë grond deur die see gegaan, en die water het weerskante van hulle soos 'n muur gestaan. Die Here het Israel daardie dag gered van Egipte, en die Israeliete het die Egiptenaars dood op die strand sien lê. Toe Israel sien hoe kragtig die Here teen Egipte opgetree het, is hulle met ontzag vir hom vervul. Hulle het in die Here geglo, en ook in sy dienaar Moses. Tot sover die woord van die Here. Broers en susters, ons gaan binnekort 2026 binne. Die almagtige en alwetende skepper van hemel en aarde het dit ook goed gedink om hierdie jaar vir ons 'n nuwe jaar te gun. Wat die jaar vir ons gaan inhou, dit weet ons nie. Ons weet wel dat die gebeure van 2025 nie so goed en maklik was nie. Nie net verdwyn het nie. Ons weet ook dat daar waarskynlik in 2026 moeilike, swaar tye sal wees. Tye waarin dit sal lyk asof daar geen uitweg is nie. Ons leef immers in 'n gebroke wêreld. En die Here praat dan met ons uit Eksodus 14 oor die tye wanneer dit vir 'n gelowige lyk of daar geen uitweg is nie. Net 'n doodloop staat. Hy leer ons en hy help ons volgens Eksodus 14 dat daar by hom altyd 'n uitweg is, selfs al lyk dit nie moontlik nie. In Eksodus 14 het ons Israel pas uit Egipte weggekom. Vir baie jare het hulle swaar gekry onder die Egiptenaars. Ons ken daardie geskiedenis, baie bekend aan ons. Na baie jare van onmenslike onderdrukking, wrede behandeling deur die Egiptenaars, het die Here Moses, wat geruime tyd gelede uit Egipte gevlug het, laat terugkom om Israel uit Egipte te lei. Die Here het vir Moses naby die berg Horeb geroep en hom teruggestuur Egipte toe om Israel uit te lei. Na sy eerste gesprek met die Farao het sy opdragte nog strenger en onmensliker geword. Daarna het Israel die eerste 9 plaae wat die Here oor Egipte laat kom het, beleef. Die laaste nag in Egipte, die 10de plaag, is al die eerstgeborenes van Egipte toe dood. Maar niemand het in Israel gesterf nie. Onder hierdie omstandighede het Farao Israel as ware uit Egipte weggestuur. Nadat Israel uit Egipte weg is, het die Here hulle na die Rooi See laat trek. En intussen het die Farao spyt gekry dat hy Israel laat gaan het. Die Here het hom koppe gemaak. Die Farao het sy 600 beste strydwaans gevat, saam met al die ander, elkeen met 3 soldate. Die Egiptiese leer het Israel agterna gesit om hulle met geweld terug te bring. Toe die Egiptiese strydwaans nader gekom het, was Israel in 'n onmoontlike posisie, met geen uitweg nie. Voor hulle die Rooi See, agter hulle die aanstormende Egiptenaars. Daar was vir hulle geen uitweg moontlik nie. Israel was nie die enigste wat omstandighede gehad het waar daar nie 'n uitweg was nie. Ons as Christen gelowiges leef steeds in 'n gebroke wêreld. In ons land is daar soveel wat nie reg is nie, wat ook nie lyk of dit enigstens ten goeie sal verander nie. Baie keer lyk dit soos 'n doodloopstraat. Die onderwyswet, die nuwe veranderings deur die Bela-wet, die geweld, die korrupsie, die gebrek aan wet en orde, die besoedeling van water en die afbreek van die land, en so kan ons aangaan. Al hierdie slegte omstandighede hou net aan en aan. Dit sal die lewe van oud en jonk in 2026 steeds benadeel. Daar kan ook persoonlike omstandighede wees wat hierdie jaar oor ons pad sou kom. Want die lewe ook na 'n doodloopstraat lyk, sonder 'n uitweg. Kom ons kyk dan na 'n paar van hierdie dinge. Ernstige gesondheidsomstandighede. Daar's deesdae soveel ernstige siektes wat op ons pad kan kom, waar die beste spesialiste en die beste behandeling geringe verligting bring, en net vir 'n kort tydjie
en dan eintlik nie help nie. Saam met onomkeerbare gesondheidsomstandighede kan pyn of benoudheid wat ons lewe baie swaar maak en ook vir ons as gelowiges soos 'n doodloopstraat sonder enige uitweg laat lyk en voel. En dan nog sal die duiwel met sy listigheid en boosheid, die wêreld met sy verleidelikheid, ons eie sondigheid, ons 3 doodsvyande, ons hierdie jaar weer probeer verlei om ver van God af te leef. 'n Lewe ver van God maak dan net 'n swaar tye nog swaarder. Wanneer ons sukkel om met sonde te breek, kan dit lyk asof ons in 'n doodloopstraat is. Daar tussen die Rooi See voor en die Egiptiese strydwaans agter, het Israel baie bang geword. Hulle het benoud na die Here geroep. Hulle het Moses verwyd omdat hy hulle uit Egipte laat trek het om in die woestyn te sterf. Is dit dan nie maar hoe ons gewoonlik reageer as ons nie 'n uitweg sien nie? Bang, benoud, bekommerd, verwyte. Om wanneer moeilike omstandighede op ons pad kom, dan is ons bang en bekommerd en benoud en dan soek ons iemand om te verwyd. Maar dit bring 'n mens net mooi nêrens. Moses het Israel se verwyte met sy bekende woorde geantwoord: Bly julle maar kalm. Die Here sal vir julle veg. Daardie dag by die Rooi See het die Here deur 'n wonderwerk vir Israel geveg. Daar was in werklikheid meer as een wonderwerk. Die engel van die Here, dit is die Jesus Christus wat reeds in die Ou Testament verskyn het agter Israel tussen hulle en Egipte gaan staan. Die wolk wat voor Israel was, het na agter geskuif, ook tussen Egipte en Israel. Moses het sy hand uitgesteek. Die Here het 'n sterk oostewind laat opkom wat die hele nag sterk gewaaai het. Die een deel van die see het weggevloei. Die ander deel het 'n wal gevorm. Daar het 'n droë pad deur die see gekom. Israel kon op droë grond deur die see trek. Die oggend vroeg het die Here die Egiptenaars se waans se wiele laat uitval en die waans in die grond laat insak sodat hulle baie moeilik vorentoe kon beweeg. En die Egiptenaars was toe so moedeloos, hulle wou toe besluit om te draai. Toe die Here vir Moses beveel om sy hand weer oor die see uit te steek. Die water het weer begin vloei en in die droë pad in die oogwink toegespoel, sodat daar net see was. Al die Egiptenaars het verdrink. Vir Israel het dit na 'n doodloopstraat gelyk. Die Here het 'n uitweg gehad waar daar geen uitweg was nie. Daar was geen uitweg moontlik nie, volgens hulle. Ons kry in die Bybel baie kere waar die Here deur 'n wonderwerk vir sy gelowiges geveg het. Israel die dag by die Rooi See, Sadrag, Mesach en Abednego in die brandende oond, Daniël in die leeukuil, die Romeinse regeringsamptenaar se seun wat op sterwe gelê het. God het sy seun as hoof van die heelal aangestel. Jesus Christus is die middelpunt van die geskiedenis, ook die geskiedenis van ons land. Op sy tyd sal ook die regering van hierdie land voor hom moet buig. Die Here veg vir ons. Hy sorg vir 'n uitweg deur 'n barmhartige Samaritaan op ons lewenspad te stuur. Iemand wat ons help en bystaan. 'n Dokter, 'n verpleegster, 'n vriend, familielid. Verder veg die Here vir ons deur sy genade. Hy neem nie die moeilike omstandighede van ons af weg nie. Hy gee sy genade en sy genade is genoeg vir elke omstandigheid. Hy het vir Paulus van sy genade verseker in 2 Korintiërs 12 vers 9. So verseker hy ons van sy genade. Dan was Israel se deurtog op droë grond deur die see en Farao se weermag wat verdrink het, in werklikheid 'n afbeelding van die doop. Die doop is 'n teken wat God vir ons 'n uitweg uit die sonde uitgehaat het, waar dit gelyk het asof die ganse mensdom in 'n doodloopstraat was. God se uitweg was dat sy seun Jesus deur 'n almagtige wonder mens geword het. Wat vir die mensdom na 'n doodloopstraat gelyk het, was vir God 'n moontlikheid. Sy seun is uit die maagd Maria gebore.
Hy het baie swaar vir ons gelei en uiteindelik op die kruis op Golgotha gesterf. Waar Jesus aan die kruis gehang het, lyk dit weer of daar 'n doodloopstraat bereik is. Maar juis deur Christus se dood aan die kruis het hy ons heeltemal skoon gewas van al ons sonde. Nou is ons nie meer in die mag van die sonde nie. Ons is in Christus se mag. En deur hom in God se mag en onder sy sorg as sy kinders. Die Here sorg vir 'n uitweg, selfs wanneer dit in die dal van doodskade weer lyk of daar vir ons geen uitsig is nie. Ons het 'n duidelike voorbeeld in Stefanus se lewe. Terwyl die Jode hom gestenig het, en hy besig was om te sterf, het hy uitgeroep: Here Jesus, ontvang my gees. Selfs wanneer ons sterf, het die Here 'n uitweg. God se seun, ons Here Jesus, kom haal ons siel, sodat ons by hom in die hemel kan wees. Met hierdie geskiedenis, broers en susters, leer die Here ons dat daar altyd 'n uitweg is. Al sien ons nie enige uitweg nie, al voel ons of ons in 'n doodloopstraat is, by die Here God is daar altyd 'n uitweg. Daarom kan ons en moet ons in hierdie jaar ingaan met ware geloof in ons harte. Die Heilige Gees gee aan elkeen van ons geloof. Met harte wat brand van geloof, kan ons aan Eksodus 14 vers 14 vasklou. Bly julle maar kalm. Die Here sal vir julle veg. Met geloof in ons harte kan ons seker wees dat die Here vir ons sal veg en kan met sekerheid 2026 beleef dat die Here vir ons 'n goeie plan het vir ons lewens. Ons kan en ons moet hierdie jaar ook met gebed ingaan. Ons behoort sonder ophou te bid. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking, lees ons in Tessalonisense. Die gebed in ons harte en op ons lippe kan hierdie jaar wees: Here, veg vir ons. Help ons om kalm te bly terwyl ons op U wag. Amen. Voor ons dankgebed het, kom ons sing uit lied 478 vers 1 en vers 3.